Die verbondsmaal in konteks, deel 1. Wanneer die leuen die waarheid naboots. Dit is so in ons as mense om 'n persoon of 'n groep aan te val en hulle te diskrediteer, sodat mense nie na hulle moet luister nie. Hulle is geneig om te sê, die heidene, die hekse en sataniste doen dieselfde as waarin julle glo en toepas in julle geloof. Maar wie kopie van wie? Baie mense verwerp Yeshua in die Nuwe Testament en hulle gaan kyk na heidense praktyke en sê Yeshua se verhaal is gebaseer op die afgod Horus, Mithras, Osiris ensovoorts. Maar as hulle net moeite doen, sal hulle geen geskiedenis en bewyse van die stelling sien nie. Daar word dikwels beweer en gesê dat Horus uit 'n maag gebore is en dat Horus het 12 disippels gehad en dat Horus is gekruisig en het opgestaan. En Mithras het dieselfde verhaal as Yeshua gehad. Wanneer historiese die oorspronklike Egiptiese en Persiese bronne ondersoek, vind ons egter dat baie van hierdie beweringe nie in die antieke tekste voorkom nie. Byvoorbeeld, Horus se moeder was Isis, maar sy word nie as 'n maagd beskryf soos Miriam nie. Horus het nie 12 disippels gehad nie. Horus is nie gekruisig soos Yeshua nie. Die verhale verskil grootliks van die evangelies. Dis is baie van die gewildste internetvergelykings, oordrywings of onakkuraat en niks anders as om mense van die waarheid te verlei nie. Satan boots dikwels Jahwe se dinge na. Die skrif wys wel dat die vyand alles probeer namaak. Voorbeelde: Farao se towenaars het Moses se wonderwerke nageboots, Eksodus 7. Die dier en die valse profete boots die Vader en die Seun na in Openbaring 13. Daar is 'n valse Messias, valse profete en valse tekens, Matteus 24 vers 24. Paulus waarsku dat Satan hom voordoen as 'n engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14. Die patroon in die skrif is nie dat Jahwe die heidene kopieer nie, maar dat die vyand die ware dinge probeer naboots. Kom ek wys u gou hoe die dier in Openbaring 13 die hemelse orde naboots. Nou, wat is die hemelse orde? Die Vader stuur die Seun. Yeshua ontvang alle gesag van die Vader. Die Gees getuig van Yeshua en verheerlik hom. Die onheilige nabootsing. Openbaring 13 beskryf, nommer 1, dat die draak gee sy gesag aan die dier. Openbaring 13 vers 2. Net soos die Vader alle gesag aan Yeshua gegee het, Matteus 28 vers 18. Die draak probeer dus 'n valse vaderfiguur wees wat sy gesag aan die dier gee. Punt nommer 2. Die dier ontvang aanbidding. Van die dier lees ons, en die hele aarde het verwonderd agter die dier aangegaan. Openbaring 13 vers 3. En hulle het die draak aanbid en die dier aanbid. Openbaring 13 vers 4. Soos Yeshua aanbid word deur diegene wat hom volg, so eis die dier ook aanbidding vir homself. Punt nommer 3. Die dier ontvang 'n dodelike wond en leef weer. Openbaring 13 vers 3 sê, en ek het een van sy koppe gesien, asof dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. Nou, baie Bybelse uitleggers sien hierin 'n nabootsing van Yeshua se dood en opstanding. Dit is nie dieselfde as die ware opstanding nie, maar dit laat die wêreld verwonderd agter die dier aanloop. Punt nommer 4. Die valse profeet verheerlik die dier. Die tweede dier, later die valse profeet genoem, doen wonderwerke en lei mense om die eerste dier te aanbid en maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Openbaring 13 vers 12. Vergelyk dit met die Gees wat nie homself verheerlik nie, maar van Yeshua getuig. Die valse profeet doen dus vir die dier wat die Gees vir die ware Messias doen. Punt nommer 5. Tekens en wonders. Nou, die valse profeet doen groot tekens. Hy doen groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal. Openbaring 13 vers 13. Yeshua het gewaarsku dat valse Christusse en valse profete sal opstaan en groot tekens en wonders sal doen. Matteus 24 vers 24. Die doel is om mense te mislei. Punt nommer 6. Die merk teenoor die seël. In Openbaring ontvang die dienaars van Elohim 'n seël. Die volgelinge van die dier ontvang 'n merk. Weereens sien baie hierin 'n nabootsing van iets wat Jahwe reeds het. Die groter patroon. Die vyand skep niets nie. Hy verdraai wat reeds bestaan. Ons sien dit reg deur die skrif. Moses se wonderwerke teenoor Farao se towenaars wat probeer het om dit na te maak.
ware profete teenoor valse profete, ware aanbidding teenoor afgodediens, ware Messias teenoor die anti-Messias, die seël van Elohim teenoor die merk van die dier. Daarom waarsku Yeshua dat misleiding in die eindtyd so sterk sal wees, dat baie mense die vervalsing vir die waarheid sal aansien. Vanuit Openbaring 13 sien ons Satan se poging om 'n vals koninkryk, 'n valse Messias en 'n vals geestelike stelsel op te rig, wat die ware koninkryk van die Vader en Yeshua dan dit na te boots. Dan sien ons hoe Jahwe se feeste deur die maan bepaal word, maar die hekse en die sataniste gebruik ook die maan. Volgens Genesis 1 vers 14 het Elohim die son, die maan en die sterre gemaak. Maar mense aanbid die son. Is die son nou boos? Mense doen hulle rituele wanneer dit volmaan is. Is die maan nou verkeerd om te gebruik vir vasgestelde tye of die feeste? Soos Jahwe dit het in sy woord? Nee, die mense vervuil alles met hulle sondige natuur en hulle afgodediens. En nou maak hulle dit wat heilig is, onheilig. Die Hebreëse woord vir Moedim verwys na vasgestelde tye of feeste van Jahwe. Dus die maan is deur Jahwe geskep. Die kalender van Israel gebruik die maan. Pasga, ongesuurde brode, trompette ensovoorts word volgens die maan bepaal. Nou as sataniste of ander groepe die maan gebruik vir hulle rituele, beteken dit dat die maan behoort nou aan hulle? Nee, beslis nie. Dieselfde beginsels geld ook vir wierook, olie, musiek, vas en gebed. Omdat die heidene iets gebruik, maak dit nie die oorspronklike gebruik verkeerd nie. Daar is ook towenaars wat vas vir hulle kragte. So is vas dan verkeerd? Beslis nie. Nou 'n skriftuurlike patroon. Jahwe het die waarheid eerste gegee. Die nasies het daarvan afgewyk. Demoniese en heidense stelsels het verdraaide weergawes ontwikkel. Wanneer mense later die vervalsing sien, dink hulle die oorspronklike is die kopie. Dit stem ooreen met Romeine 1, waar die nasies die waarheid van Elohim sal verruil en hulle die leuen en die skepsel begin eer in plaas van die skepper. Daarom waarsku Yeshua dat misleiding in die eindtyd so sterk sal wees, dat baie mense die vervalsing vir die waarheid sal aansien. En soos baie mense nie Yeshua erken en aanneem nie, so het die Fariseërs en baie van die Judeërs hom ook nie erken en hom aangeneem en gedink hy is boos. In Johannes 8 vers 48 sien ons word Yeshua aangeval en die Judeërs beskuldig Yeshua dat hy 'n Samaritaan is en 'n duiwel het. Hulle beskuldig ook dat hy deur Beelzebul die duiwels uitdryf. Nou hierdie was 'n poging geweest om Yeshua te diskrediteer, om hom 'n Samaritaan te noem en so probeer hulle om sy gesag te ondermyn en dat niemand na hom moet luister nie. Hulle val sy geloofwaardigheid aan en so probeer hulle hom as iemand buite die ware geloof voor te stel. En so sê Yeshua ook dat as hulle hom Beelzebul noem, sal hulle ook Yeshua se diensknegte Beelzebul noem en natuurlik hulle ook van die dwaalleer sal beskuldig. Vandag sien ons dat mense sekere gebruike heidense gebruike noem en so leer hulle mense om afvallig te word van 'n leer van Yeshua. Want as hulle Yeshua se leer diskrediteer, sal hulle jou gebruike wat jy van Yeshua geleer het ook aanval en diskrediteer. Yeshua se gesag is hoër as die van Moses en die Vader lê direk sy woorde in Yeshua se mond. En dit is hoekom dat Yeshua sê hy het in die gesag van die Vader gekom en hulle neem hom nie aan nie. Dit wil sê hulle luister nie na hom nie en sê hy is van die duiwel besete. Dis beskou hulle die Vader as die duiwel want dit is sy woorde wat Yeshua verkondig het. Dis sal die Vader self rekenskap eis van hierdie mense. Yeshua praat met 'n groep Jode en sê as julle nie na hom kan luister nie, is hulle nie uit die Vader gebore nie. En omdat hulle nie na sy spraak, sy woorde kan luister nie, het hulle die duiwel as vader en doen sy begeerlikhede. Dus as hulle uit Elohim is, sal hulle na Yeshua se woorde kan luister. Soos hulle na Moshe se woorde kon luister. En so sal hulle na Yeshua se woorde kan luister. Dit is as hulle uit Elohim gebore is. En nie uit die mense moordenaar van die begin af gebore is nie. Dus kan ons vandag kyk of ons werklik Yeshua se woorde gaan glo en aanvaar wat hy gesê het en gaan doen wat hy vir ons beveel het. Yeshua sê ook vir die godsdienstige leiers, die Fariseërs in Matteus 21 vers 31, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van Elohim.
Asook Matteus 21 vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van Elohim sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Dan sê Yeshua ook dat hierdie heidense stad Nineve hulle bekeer het van hulle verkeerde weë en hulle het hulle bekeer op die prediking van Jona. En Yeshua is groter as Jona en hulle het na Jona geluister. Maar sal hierdie mense na Yeshua luister? Nou in hierdie 3 teksgedeeltes wat ek nou hierbo aangehaal het ons gesien dat die hoere en die tollenaars voor hierdie sogenaamde skrifgeleerders in die koninkryk sal ingaan. En dan sal die koninkryk ook aan 'n ander volk gegee word, want hulle sal eerder die vrugte van die bekering dra as die ander sogenaamde gelowiges. Want hierdie mense neem Immanuel, dit wil sê Elohim met ons se woorde aan. Hulle luister na Yeshua se woorde wat uit sy mond uitgegaan het en sodoende glo hulle elke woord wat hy spreek. Nou hierdie ander volk, die hoere en die tollenaars, hulle is heidene waarvan Yeshua praat. En dit was nie 'n nuwe leer van die Nuwe Testament nie. Dit was al 'n ou leer dat hierdie heidene deel van die volk sal wees. Tot Jakob se seun oor sy kleinkinders het geprofeteer dat hulle heidene sal wees. Genesis 48 vers 19. En sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. Nou die Hebreëse uitdrukking Melo Hagoyim beteken letterlik die volheid van die nasies of menigte van die heidene. Dit is merkwaardig dat Paulus dieselfde taal gebruik as Romeine 11 vers 25 totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Dan sien ons in Deuteronomium 32 vers 21 dat Jahwe sy volk sal terg deur hierdie dwaase nasie. Dit wil sê iemand sonder die wet. Paulus haal hierdie vers direk aan in Romeine 10 vers 19 en verbind dit aan die heidene nasies wat die volk van Israel toornig sal maak. Nou hierdie dwaase heidene nasies, soos ons gesien het met die seun van Jakob, was dat Efraim 'n menigte van heidene nasies sal word. En omdat hulle van Israel afgesny was, was hulle sonder koning of vors, soos in Hosea 3 vers 4. En Hosea 7 vers 8, Efraim vermeng hom met die volke. En dan verder, Hosea 8 vers 8, Israel is verslind, alreeds is hulle onder die volke, soos iets wat waardeloos is. Nou volgens hierdie verstaan, die noordelike huis van Israel is deur Assirië weggevoer. Hulle word onder die nasies verstrooi. Met verloop van tyd leef hulle onder die Assiriërs, die Babiloniërs, Perse, Grieke, Romeine en ander nasies. Hulle verloor grootliks hulle identiteit as Israeliete. Daarom kan Hosea sê, Hosea 1 vers 9, julle is nie my volk nie. Dit is waarom die Nuwe Testament dikwels van hulle praat wat vervreemd van die burgerskap van Israel was, Efesiërs 2 vers 12. Maar later naby gekom het deur die bloed van Messias, Efesiërs 2 vers 13. Nou hierdie sogenaamde heidene, dit wil sê Efraim, wat onder hierdie nasies vermeng geraak het en hulle identiteit verloor het, was onder die Grieke en die Romeine. En so het Jahwe hulle gebruik om Israel te vertorend. En so het die Grieke en die Romeine Jerusalem verower, die tempel verontreinig en afgebreek, en die volk van Israel was verstrooid gewees in die agterhoeke van die aarde, en hulle het hulle land verloor. En dit is hoekom dat Jakobus se eerste brief begin met die woorde aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is groete. Dis was al 12 stamme in Jakobus se tyd toe reeds in die verstrooiing. En so word Juda ook nou geterg. Val ook onder hierdie heidene nasies. En so was hulle deur die Romeine onderdruk. Hulle was verbied om die wet, die feeste en die besnydenis ensovoorts toe te pas. Nou lyk dit of die Romeine die groot vyand was. Maar dit is deur die hand van Jahwe om hulle te terg en weer hulle hart na hom terug te bring. Want die Judeërs het teen die letter van die wet vasgekyk. Hulle het nie Yeshua, die wetgewer agter die wet gesien nie. En toe Immanuel, Elohim met ons, na hulle kom, het hulle hom nie erken nie, maar hulle het hom gedood. Nou Pilatus wat 'n heiden was, het Yeshua as 'n regverdige man gesien, as ook sy vrou, en het gesê hy moet nie enige deel hê aan Yeshua se dood nie, en hy het sy hande in onskuld gewas, want die heidene het Yeshua erken, hom aanvaar, maar baie van Juda nie. En so gebruik Jahwe nou die heidene, die hoere, die tollenaars, ensovoorts teen Juda. Hulle verdruk hulle, maak hulle dood, omdat hulle sy bloed op hulle en hulle kinders gepleit het.
Nou hierdie Romeine het Yeshua se koms verwag, want dit was al lank deur die profete geprofeteer dat Yeshua of Silo vir hulle sal kom om hulle vry te maak. Hulle wou hom met geweld gegryp het en om hom koning te gemaak het. Maar dit was nou nog nie die regte tyd nie. Nou kom die Judeërs en hulle maak hulle verlosser en koning dood. Nou raak die Romeine kwaad, vat geweld in hulle eie hande en vervolg die Judeërs. En in die jaar 694 sê Jerome dat Elohim die Judeërs gestraf het, omdat hulle deel gehad het in die dood van Yeshua. En met die eerste kruistog in die jaar 1096 was duisende Judeërs doodgemaak gewees, want hierdie regse Christene het die Judeërs moordenaars van Yeshua genoem, en hulle wou gehad het, hulle moet Yeshua bely. En hulle het hulle 'n keuse gegee, naamlik aanvaar die kruis, dit wil sê aanvaar Yeshua of sterf. Baie het nie en hulle was so gedood. Nou hierdie kruisvaders het hulle gedink dat hulle die regte ding doen. En Yeshua sê ook, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy aan Elohim 'n diens bewys. Dis dink hulle doen iets goeds en hulle eer Jahwe hierdeur. En net soos sommige van die Judeërs gedink het dat hulle Jahwe eer deur hierdie sogenaamde wetsverbrekers te dood, so dink baie mense vandag ook dat hulle Jahwe dien terwyl hulle broers vervolg. Maar hierdie twee huise, hulle moet een word. Ons moet ophou om mekaar as vyande te beskou. Van beide kante word mense uitgeskel, veroordeel, belaster en verwerp. Daar is soveel verdeeldheid dat baie mekaar nie eens kan verdra nie. Tog is dit nie die hart van Jahwe nie. Ons behoort na 'n eenheid te strewe, mekaar lief te hê, mekaar te verdra en saam te kan groei in die waarheid. Want die doel is nie dat die twee huise mekaar vernietig nie, maar dat hulle weer een sal word onder Yeshua Messias. Begin hande vat, erken beide van ons is verkeerd en verstaan hoekom hulle so dink en so reageer. En as ons dit kan doen, kan ons een word. Want die een huis van Israel het die koninkryk, dit wil sê hulle ken vir Yeshua as koning en hulle bely hom as koning. En hierdie heidene loof hulle koning van die opgang van die son tot sy ondergang. En hy is 'n groot koning onder hierdie heidene. Maar hulle ken nie sy wet en sy geregtigheid nie. En die Judeërs ken die wet, sy geregtigheid, maar hulle ken weer nie die koning agter die wet nie. En omdat hulle hierdie heidene Yeshua ken en vereer en groot wonders kan doen, en siekes gesond maak en duiwels uitdrywe, maak hulle die Judeërs jaloers. Maar die heidene moet ook die geregtigheid ken. Anders sê Yeshua vir hulle, al dryf julle duiwels uit, maak siekes gesond, ek ken julle ook nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van Elohim verbreek. Dis met die verlore stamme van die huis van Israel, Ephraim en Manasse en die huis van Juda 'n eenheid word. Die koninkryk, dit wil sê Yeshua erken en aanvaar en bely as hulle koning. En die verlore stamme van die huis van Israel moet ook die geregtigheid vind. Dit wil sê die wet. En hier in Micha 4 sien ons aan die einde van die dae sal hierdie twee huise van Jahwe, die verlore stamme van die huis van Israel en die huis van Juda 'n eenheid word. Hierdie huis van Jahwe sal vas staan op hierdie berg en sal verhewe wees bo alles. Hoekom? Want hierdie heidene nasies, Ephraim en Manasse, het besef hulle moet terugkeer na die wet. En die wet het uit Sion gegaan en die woord van Jahwe uit Jerusalem. En so was hulle in sy weë geleer. Jesaja 2 vers 2 tot 5 bevestig woord vir woord ook Micha 4 se profesie. Yeshua stuur sy disippels uit om die woord aan die verlore stamme van die huis van Israel te gaan verkondig. Dit wil sê die volke wat gesien was as die heidene. Interessant sê Yeshua, moenie gaan op die pad van die heidene nie en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Dis is daar 'n onderskeid tussen die heidene en die verlore stamme van die huis van Israel. Maar baie mense sal sê, maar Yeshua het dan baie bekeerlinge gemaak in die stad van Samaria. En hy het met 'n Samaritaanse vrou gepraat. En ja, soos ons sien hier in Johannes 4 vers 9, praat die Judeërs nie eers met die Samaritane nie. Nou breek Yeshua werklik hierdie reël of hierdie wet en ook sy eie opdrag in Matteus 10 vers 5 wat ek hierbo aangehaal het. Nee, kyk mooi wat sê hierdie Samaritaanse vrou. Sy sê vir ons wie haar voorvader is, naamlik, U is tog nie groter as ons vader, let wel, Jakob, wat die put aan ons gegee het en selfs daaruit gedrink het nie. Dus is sy van die verlore stamme van die huis van Israel.
En na Yeshua se dood, het die disippels die evangelie van die verlore stamme van die huis van Israel gaan verkondig. Petrus het gevas en gebid en het die visioen gekry van onrein diere wat hy mag slag en eet. En vandag gebruik die kerke weer die gedeelte in Handelinge 10 om varkvleis en ander onrein vleis rein te verklaar. Maar Petrus moes na Cornelius gegaan het, 'n heiden, let wel, van die Italiaanse leerafdeling. Petrus het nie die visioen verstaan en het gesê hy het dan nog nooit enige iets onreins geëet nie. En omdat hy sy Elohim ken wat onveranderlik is en weet vark en ander onrein diere sal onrein bly, was hy baie verwonderd oor die visioen en het dit nie verstaan nie. Maar toe Cornelius se manne aan die deur klop en vra hy moet saam met hulle gaan na sy huis toe, en toe besef hy toe wat hierdie visioen beteken en dat hy na hierdie Italianer se huis kon gaan. En hy sê hier in Handelinge 10 vers 28 die volgende: Julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Judeese man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om te besoek, maar Elohim het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Dis was daar hierdie heidene wat gelowig geword het, en so was die evangelie aan die heidene, die verlore stamme van die huis van Israel verkondig, en hulle het die woord met welwillendheid ontvang en hulle bekeer. Verskeie gemeentes is in Asië gestig, en ons sien in die boek van Openbaring dat Johannes briewe aan die 7 gemeentes skryf, naamlik Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En hierdie mense het Yeshua se woorde aangeneem, hom as verlosser en koning aanvaar, waar die Judeërs dit nie gedoen het nie. Nou om Yeshua se woorde aan te neem, is om een te word in sy verbond. Nou hier in Matteus 26 sluit Yeshua verbond met die 12 disippels wat die huis van Israel verteenwoordig. Matteus 26 vers 26. En terwyl hy eet, neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan die disippels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament of verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Nou let wel, die woord testament beteken kontrak of verbond, en die verbond het te doen met vergifnis van sondes. Hoe het die volk voorheen vergifnis gekry? Hulle moes na die tempel gegaan het, die hoëpriester gaan sien het, en met die offerlam, en so het hulle vergifnis gekry. Dis was die wet alles vreeslik ten opsigte van vergifnis van sondes. Nou, hoe sê Yeshua gaan die ware aanbidders die Vader dien? In gees en in waarheid, Johannes 4 vers 23. Wie is die waarheid en die weg? Yeshua, Johannes 14 vers 6. Wie is die tempel? Wie is die hoëpriester? En wie is die offerlam? Yeshua. Yeshua is die tempel, Johannes 2 vers 19 en vers 21. Yeshua is die geestelike hoëpriester, Hebreërs 4 vers 14 en Hebreërs 7 vers 17. Yeshua is dus die ewige hoëpriester wat voor die Vader vir sy volk sal intree. Wie is die offerlam? Johannes die Doper verklaar, daar's die lam van Elohim wat die sonde van die wêreld weggeneem. Johannes 1 vers 29. Dis is Yeshua, alles van die bogenoemde. Hy was hierdie spieelbeeld van die hele aardse tempelse weg na die Vader. Hier waar alles fisies was, is dit nou geestelik. Ons gaan in ons binnekamer en so nader ons nou hierdie geestelike tempel, Yeshua, die volmaakte lam wat ons reinig, dat ons in die heerlikheid van die Vader kan betree en sodoende in hierdie heiligdom voor die Vader kan staan, want Yeshua is hierdie weg en die waarheid na die Vader wat ons reinig, waar die vorige tempeldiens dit nie kon doen en die bloed van stiere en die bokke kon hulle nie gereinig het om in die Vader se teenwoordigheid te kon ingaan nie. So kom hierdie weg en die waarheid na ons en ons moet na hom luister, want hy is die weg na die Vader. Maar mense verag sy leer en hy bring die weg van die lof en die dank en die drankoffer vir hierdie geestelike tempel en hy, soos Melchisedek, bring die verbondsmaal van brood en wyn. En soos ek hierbo gesê het, sluit Yeshua met sy 12 disippels, dit wil sê die volk van Israel, 'n verbond met sy bloed, en die verbond het te doen met vergifnis van sondes. Want as jy hierdie verbond aanvaar, het jy deel aan sy verbond.
jy het deel aan sy liggaam, dan staan hy vir jou in, voor die Vader. Die Vader sien jou sonde nie, want Yeshua bedek jou sonde. Soos Johannes sê, reinig Yeshua se bloed ons van alle sonde. Dis is Yeshua die weg na die lewe, die weg na die Vader, maar luister mense na hom? Kom ons kyk of jy na hom luister of na mense. Yeshua sê hier in Johannes 6 dat hy die brood van die lewe is. En dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Dis is hy die weg, die ware brood. As ons van hom eet, kan ons voor die Vader kom en nie sterwe nie, want hy bedek ons sonde. Ons luister na hom en sal vir ewig saam hom en die Vader kan lewe. Want die Vader is die ewige bestaan. Daar is geen begin of einde aan die Vader nie. En as ons van Yeshua se brood, sy liggaam eet, het ons die ewige lewe. Ons word verbind aan die Vader deur Yeshua. Maar die Jode of dieselfde geslag van Johannes 8, die ander geslag, begin te stry, soos hierdie Fariseërs van vandag en sê, nee, hierdie woorde is te hard, ons kan nie sy vlees eet nie, die wet verbied kannibalisme en om bloed te drink. Want hulle verstaan nie, hulle sien nie die wetgewer agter die wet nie, hulle besef nie dat Adam hulle van die begin van die boom van die lewe moes eet nie. Want soos hulle van hom sou eet, sou hulle die ewige lewe gehad het. En hier in Johannes 6 vers 54 sê Yeshua, as hulle van my eet, sal hulle die ewige lewe, die boom van die lewe hê. Maar soos Adam deur 'n vrou verlei was en nie van die boom van die lewe geëet het nie, so word hierdie volk se geestelike leiers vandag ook deur 'n vrou verlei. En hulle weier om van die boom van die lewe te eet en sê dis kannibalisme of selfs satanisme. Sal Yeshua hulle opwek in die laaste dag? Sal die Vader hulle opwek as hulle nie na Yeshua geluister het nie? Beslis nie. Die Vader sal self rekenskap van hulle afeis, soos hy sê in Deuteronomium 18 vers 18 tot 19. Dis as ons sy verbondsmaal aanneem, van hom eet en drink, bly Yeshua in ons en ons in hom. Dis in gebed het ons die weg na die Vader in die Gees, want Yeshua is die deur na die Vader. Sy bloed van die verbond van vergifnis bedek ons sondes. Die Vader sien nie ons sondes nie, wat deur Yeshua se bloed bedek is nie. En ons het die lewe, die heerlikheid, die eenheid met hom en die Vader. Ons kyk nie aan die voorhangsel vas nie. Ons is saam in eenheid met hom, soos Yeshua bid in Johannes 17. Maar soos hulle daai tyd die woorde sien as te hard, die wet verbied dit, sien hulle nie die geestelikheid daar agter nie. Hulle kies nie die lewe soos Adam hulle nie, en word deur 'n vrou verlei. Nou hier in vers 62 sê Yeshua iets interessant, naamlik, hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy let wel tevore was? Waar was Yeshua en waarheen vaar hy op? Na die hemel. Dis is hy 'n geestelike, 'n goddelike wese. En as ons Yeshua se woorde werklik glo, sal ons weet, net hy het neergedaal en opgevaar. Ons almal weet Yeshua kom met die wolke, maar ons snap nie sy woorde nie, want ons kan nie na sy woorde luister nie. En hier sien ons in Exodus 19 vers 18 en in Exodus 34 vers 5, dat Jahwe in 'n wolk neergedaal het op die berg en met vuur. Yeshua kom om te verlos en hier daal hy weer eens neer en sê, hy kom om sy volk te verlos, want die volk behoort aan hom, want die Vader het hom alles gegee. Dit wil sê, my en jou, ons behoort aan Yeshua. En hier in Exodus 3 vers 7 sê Jahwe dat hy die ellende, let wel, van sy volk, sy eiendom, wat die Vader aan hom gegee het, aangesien het. En let wel vers 8, het hy neergedaal. Yeshua se woorde, as ons hom werklik glo, was dit net Yeshua wat neergedaal het. En hy is verlossing en redding, en hier daal Yeshua weer eens neer en verlos sy volk. Nou ons almal weet dat niemand kan die Vader sien en bly lewe nie. Maar baie interessant, toe die bloed van die verbond besprinkel was in Exodus 24 vers 8 en die verbond gesluit was met die volk, het Moshe, Aaron, Nadab en Abihu en die 70 oudstes van Israel, die Elohim van Israel het wel gesien en saam Jahwe geëet en gedrink. Lei dit nou nog nie 'n klokkie nie? Dit was 'n spieelbeeld na Yeshua in Matteus 26 vers 26 tot 28.
As hulle die Vader gesien het, hoekom het hulle dan nie gesterf nie? Want die Elohim wat neergedaal het, was dieselfde Elohim wat gekom het en weer eens die verbond bekragtig het met sy bloed, en so bring hy ook 'n maaltyd, sodat die wat in verbond is met hom, die wat na sy woorde kan luister, saam met hom kan eet en saam met hom kan drink. Maar die ander geslag beskou hierdie woorde as te hard. Hulle kan nie in verbond saam met Yeshua gaan nie, en sien hom ook nie as hulle verlosser en hulle man nie. En soos hulle nie na Yeshua, of beter bekend as Jahwe se woorde in Eksodus 20 kon luister nie, so kan hulle ook nie na Yeshua se woorde luister nie, en het van hom weggegaan. En baie interessant is die vers hier in Johannes, dieselfde nommer van die dier, naamlik 666. Dis die wat nie na Yeshua se woorde luister nie, luister soos van die begin na die boom van kennis van goed en kwaad. En hulle sterf, en hulle het nie die ewige lewe nie. Maar die wat van die boom van die lewe eet, dit wil sê na hom luister, hulle het die lewe. En voor die Vader kan hulle staan en in sy teenwoordigheid lewe. Dus as die Vader jou nie getrek het na Yeshua toe nie, sal jy Yeshua nie vind nie. En jy sal ook nie opgewek word in die laaste dag nie. Want Yeshua is 'n gawe wat die Vader aan ons gegee het. Hy is oor alles aangestel, ons behoort aan hom. Maar mense aanvaar nie Yeshua as geskenk van die Vader af nie, en kyk Yeshua, die boom van die lewe mis, en hulle wil direk na die Vader gaan, sonder Yeshua. En dit is wat hierdie heidene sien. Hulle sien Yeshua as hulle middelaar, hulle sien hom as hul verlosser en man. Immanuel, Elohim met ons koning, en dit is hoekom hy 'n groot koning onder die heidene is, want die heidene ken hulle koning, hulle aanvaar die Vader se geskenk aan ons. En so word die koninkryk van Juda weggeneem en aan 'n ander volk gegee, aan hierdie heidene wat hom aangegryp het, die verlore stamme van die huis van Israel wat hom aangeneem het. Yeshua word van die opgang en die ondergang van die son deur hierdie heidene geloof. En dis is hy 'n groot koning onder hierdie heidene. Maar steeds sien die Judeërs nie hom agter die wet raak nie. Hulle weier om van hom te eet en te drink, en hulle neem nie die nuwe verbond van vergifnis van sondes aan nie. Dis het hulle niemand wat vir hulle intree voor die Vader nie, en hulle sal sterf in hulle sondes. Dis is hierdie verbond met Yeshua, soos in die tuin van Eden, uiters belangrik vir ons om reg te kies. Gaan ons die lewe kies, of die dood? Gaan ons besoedel word deur die gebruike van die duiwel, wat alles steel en vervuil van Jahwe, om nie van die boom van die lewe te eet nie? As jy graag meer hieroor wil hoor, bly asseblief ingeskakel vir deel 2 van die reeks. En ek gaan nog meer in diepte ingaan hoe Yeshua se verbondmaaltyd nie iets niets was nie, en dat dit 'n lof, dank en 'n drankoffer aan hom was. In die reeks sal ons sien hoe die letter van die wet deur Yeshua lewendig word. En dis as jy werklik honger is vir die weg en die waarheid na Yeshua, bly asseblief ingeskakel en laat die wat kan hoor, en die wat kan sien sal sien, en hul verbond met hul man bekragtig, hom aanneem en eet en drink van hom. Halleluja, mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Van die begin af was daar twee stemme, een van lewe, een van die dood. Een roep sag uit die tuin van Eden, een verdraai die waarheid met bedrog. Die slang kom nie met iets nuuts nie, hy steel en vervals wat reeds bestaan. Hy verf die leuen soos die waarheid, sodat die blindes dit maklik aanvaar. Maar Jahwe se lig bly helder skyn, al probeer die nag dit wegsteek. Wie sal luister na die stem van lewe? Wie sal hoor wat die Gees vandag sê? Wie sal kies om van die boom te eet en vir ewig in sy teenwoordigheid leef? Wanneer die leeu die waarheid naboots, sal ek steeds my koning volg. Wanneer die wêreld sy woord verdraai, sal ek bly staan op die rots. Yeshua, U is die weg en die waarheid, die brood van die lewe vir my. Ek kies die lig bo die duisternis,
vir ewig. Hulle noem die heilige onheilig en die ware pad te dwaal weg. Soos destyds het hulle die meester beskuldig en gesê hy kom nie van Elohim af nie, maar die Vader het sy woorde gegee en die Seun het dit getrou verkondig. Die wêreld wou hom stil maak, maar die waarheid kan nooit sterf nie. Die lam het gekom met brood en wyn en die verbond met sy bloed verseël. Wie sal luister na die stem van lewe? Wie sal hoor wat die Gees vandag sê? Wie sal kies om van die boom te eet en vir ewig in sy teenwoordigheid leef? Wanneer die leeu die waarheid naboots, sal ek steeds my koning volg. Wanneer die wêreld sy woord verdraai, sal ek bly staan op die rots. Yeshua, U is die weg en die waarheid, die brood van die lewe vir my. Ek kies die lig bo die duisternis, ek kies my koning vir ewig. Die vyand boets die waarheid na, maar hy kan nooit die oorsprong wees. Hy kan die lig probeer weerspieël, maar hy kan nooit die son wees. U is die tempel, U is die hoëpriester, U is die offerlam, U is die weg na die Vader, U is die boom van die lewe, U is die brood uit die hemel, U is die bloed van die verbond, U is die waarheid wat my vry maak. Bring die twee huise weer by mekaar, laat liefde die mure afbreek. Waar daar oordeel was, gee genesing, waar daar skeiding was, bring vrede. Laat Judas sy koning herken, laat Efraim sy geregtigheid leer. Laat almal saam na die berg optrek, waar Jahweh se woord weer regeer. Van die opgang van die son tot by sy ondergang, sal ek U naam verhoog. Onder elke volk en nasie, onder elke taal en tong, sal U koninkryk kom. Wanneer die leeu die waarheid naboots, sal ek steeds my koning volg. Wanneer die wêreld sy woord verdraai, sal ek bly staan op die rots. Yeshua, U is die weg en die waarheid, die brood van die lewe vir my. Ek kies die lig bo die duisternis, ek kies my koning vir ewig. Laat die wat kan hoor, hoor. Laat die wat kan sien, sien. Ek kies die boom van die lewe, ek kies Yeshua. Yahweh lei my in die waarheid, Yahweh hou my naby. Tot die dag wanneer ek U sien, van aangesig tot aangesig. Halleluja.